eie ding. En ek hoor baie maal hoe sê mense, man, ek wil graag my eie ding doen. Ek het bedank by my werk. Ek wil nie meer vir 'n baas werk nie, ek wil my eie ding doen. En dit klink baie goed. In die praktyk dink ek is dit 'n harde en 'n groot uitdaging. Maar wanneer ons sê doen jou eie ding, dan sê ons raak onafhanklik van die stelsels wat deur die staat voorsien word, hulpbronne wat deur die staat voorsien word. Byvoorbeeld, moenie so afhanklik wees van krag wat deur Eskom voorsien word nie. En dit is alles met die oog op Kragdag wat op die 29ste Junie plaasvind daar by Diamantvallei. Nee, dis reg, Diamantvallei vind Kragdag jaarliks plaas en diegene met wie ons gesels in hierdie reeks doen jou eie ding sal uit die aard van die saak ook daardie dag daar teenwoordig wees. Nou is dit vir my voorreg om weer vir Henning Halm in die ateljee te verwelkom. Henning, vertel ons net so iets van jouself. Baie dankie en goeiedag aan die luisteraars. Ek is oorspronklik 'n argitek van beroep en het eintlik myself in 'n energiespesialis ontwikkel waar ons nou in daai mark werk en die rede daarvoor is dat omtrent 60% van ons energieverbruik in Suid-Afrika is in die beboude omgewing, so daar waar die geboue en huise en die tipe van goed is. Nou jy weet, ons sê nou doen jou eie ding. Ons het verlede week begin en ons gaan volgende week DV voort. Maar vir baie mense is dit nog 'n nuwe gedagte. Hulle is nog tevrede met wat hulle het of hulle werk met dit wat beskikbaar is. Maar dis nog 'n nuwe gedagte om onafhanklik te raak. En ek dink die gedagte gaan groei soos wat hierdie reeks vorder. Maar hoe doen 'n mens dit? Ek sê altyd vir mense, daar is niks so lekker as om jou eie ding te doen. En ek dink die eerste is, mens moet natuurlik die vreugde daarin hê en natuurlik die sinvolheid daarvan sien. Wat ek vandag graag wil oor gesels is 7 stappe, ek het dit nou maar so opgedeel, in wat 'n ou kan doen om by jou eie ding uit te kom. En of dit nou vir 'n huishouding is, of 'n gebou, jou kantoorgebou, of industriële, die sistemiese goede bly dieselfde. En ek dink daar's in beginsel 7 van hulle, en die belangrikste en heel aan die begin is die bewuswording. Ek dink jy moet dit met jou personeel of dan nou met jou vrou en jou kinders deel, want baie keer weet hulle baie beter wat aangaan in jou kantoor of in jou huis in terme van energie. Jy weet, as jy by die werk is, dan sit die kinders in die kragmors en hulle weet waar hulle kan spaar. So daai heel eerste bewuswording en die groter groep saam met jou neem deur die proses is baie belangrik. Ek dink baie mense onderskat dit. Ons het byvoorbeeld by die universiteit 'n kompetisie onder die studente begin by die verskillende vloere om te kyk wie die beste doen. En dit maak natuurlik daai bewuswording baie intens. Henning, net so vir interessantheid, as 'n mens nou al die gloeilampies in jou huis vervang, dit gaan natuurlik nou afhang van hoeveel jy het, maar kom ons sê 'n gemiddelde huishouding. Jy vervang al die gloeilampe met energiebesparende gloeilampe. Maak dit regtig 'n verskil? Ek praat nie van die totaal van jou kragrekening aan die einde van die maand nie, maar maak dit regtig 'n verskil wat betref energieverbruik? Ek sê altyd vir, en ek kry daai vraag gereeld, dit maak 'n aansienlike verskil, want jy kan of 'n positiewe of 'n negatiewe effek mee, en die verskil tussen daai twee is al enorm. Maar net om vir jou idee te gee in die huishoudelike sektor, gebruik jy ligte omtrent so hier by die 15% van jou krag. So dis 'n aansienlike bedrag. Nou as jy daarvan kan 5 of 10% weer spaar of 'n derde kan spaar wat relatief maklik is, dan maak dit 'n groot verskil. Natuurlik in die kommersiële sektor maak dit groot verskil ook, 28% die ligte, maar dit maak sistemies ook 'n groot verskil. Met ander woorde, ons netwerke kan kleiner wees, ons hoef minder kragstasies te hê en onthou die belasting betaal daarvoor. Ek dink 'n tweede stap natuurlik in hierdie 7 stappe na onafhanklikheid is meet en jy weet. Dis wat ek altyd sê. Jy moet weet waar verbruik jy die krag. Onthou, hierdie syfers wat ek nou gee is algemeen en gemiddeldes, maar in 'n spesifieke huishouding is dit natuurlik anders. En daar's klein apparate wat 'n ou deesdae kan koop. Hulle is oral beskikbaar by die elektriese winkels wat daai toerusting kan meet. En dis goed net vir die bewuswording, ook al doen jy niks daaromtrent nie. As jy weet, jou mikrogolfoond kos soveel of daai of verbruik daai hoeveelheid, dan is dit goed om dit te weet, want dan verbruik jy die ding met bewussyn.
So die eerste stap is om bewus te word of bewus te maak van die kragverbruik en dat 'n mens krag kan spaar en dies meer. Die tweede een is om bewus te wees van wat in jou huis of in jou huishouding die krag opgebruik. Ja, natuurlik is dit geldig vir kantore of industriële plekke ook, so dit raak natuurlik net 'n bietjie meer kompleks, maar 'n huis kan eintlik elke ou dit self doen. Daar is niks wat jou behoort te weerhou daarvan. Ek dink dan 'n volgende baie belangrike stap is om 'n maatstaf te hê. Jy moet jou teens iets meet, né? En daar's natuurlik nuwe wetgewing, SANS 204, ons het 'n bietjie laas daaroor gepraat. Dis die nasionale standaarde. En daar is riglyne gegee, maar daar's in die elektriese verbruik op ook mense Eskom se werf kan 'n ou sien wat die verskillende gebruike is. Of, en dis wat ek eintlik voorstel, meet jouself teen jou bure, gesels. Dit is sosiaal goed en nou sien waar jy staan in jou omgewing ook. Maar ek kan net 'n bietjie 'n riglyn daar gee. Waterverhitting byvoorbeeld in die huishoudelike sektor verbruik omtrent so 30 na 40% van jou krag, die kook so 20%, yskas vrieskas 16%, ligte het ons al genoem is 15%. Ruimteverhitting nogal 'n ding wat groei in Suid-Afrika, want die ouens wil meer gemak hê, 3% en wasgoed ook omtrent 3%. Kom ons kom net terug by ruimteverhitting. Dit beteken vir die winter. Suid-Afrika, min mense besef dit eintlik, maar as jy die gemiddelde temperature vat, eintlik 'n koue land. Dis natuurlik gemiddelde temperature en ek dink die ouens wat hier in die Karoo bly en so of Bloemfontein in die Vrystaat, hulle weet hoe koud 'n plek kan word. So ons kry al hoe meer huise wat verhitting in hulle sisteme inbou en dit verbruik tans natuurlik baie krag. Daar's natuurlik baie slimmer maniere om hierdie tipe van ding te doen. Beter isolasie byvoorbeeld of sonwaterverwarming of regte ontwerp van vensters en al daai standaarde staan binne daai nuwe SANS 204 wetgewing. Henning, is verkoeling nie in hierdie stadium 'n groter verbruik van elektrisiteit nie? By geleentheid het ons gesels oor met die aardverwarming en dies meer het iemand gesê die tendens is dat daar deesdae 'n groter hoeveelheid energie verbruik word om te verkoel eerder as om te verhit. Dit is so en natuurlik die nadeel van verkoeling is uit baie meer energie nodig om 'n graad Celsius verskil te maak. So dit help altyd om 'n gebou eintlik 'n bietjie koud te ontwerp om te verhit eerder as andersom. So die glaskaste wat ons hier in die Hoëveld sien is eintlik 'n baie slegte ding want hulle oorverhit en onderverkoel in die winter. Die ander rede is verkoeling maak 'n piek. So almal skakel hulle verkoelings dieselfde tyd aan. En dit is natuurlik 'n groot faktor spesifiek in die kommersiële sektor, ja. Laaste vraag voordat ons kom by die vierde stap. 'n Mikrogolfoond, hoeveel energie verbruik dit? Seker minder darm as 'n gewone stoof. Absoluut. 'n mikrogolf, 'n kleintjie, begin so by 300 watt en dan gaan jy so tot so 2000 watt op. Maar as jy dit nou met 'n oond vergelyk, dan jy omtrent by 4000 so in vergelyk of dan 4 kilowatt. En die plate natuurlik is nou almal verskillend. So ja, daar is sinvolle dinge om te doen daar as jy 'n mikrogolf gebruik en jy kan heelwat daarmee spaar. Maar daar is ook ander oonde soos induksieoonde. Miskien gesels julle later 'n bietjie nog oor die detail van hierdie goede, maar daar is 'n hele reeks van opsies wat 'n ou deesdae kan kies. Wat van hierdie induksieplate nou beskikbaar? Ja. Die idee van die induksieoond is dat jy nou nie energie op die omgewing in die pot laat verdwyn nie, maar alles intern op die kos nou wat jy kook gaan. En dit het natuurlik veiligheidsvoordele ook, soos jy in die plaat van dan brand jy nie en allerlei sulke mooi dinge. Ja. Wat is die volgende stap? Die volgende stap is ou moet prioritiseer. Jy weet, ek hoor baie ouens dan kom hulle in desperaatheid daar en sê nou is my krag afgesny en môre gaan ek autonoom wees. Dis nie 'n ding wat so vinnig gebeur. Dis dieselfde soos fiksheid. Jy moet jouself oefen, jy moet jouself 'n program voorlê en jy moet prioritiseer. En ek dink daar raak dit baie belangrik om te kyk hoe dinge oor 'n lewensiklus afspeel teenoor kapitale koste. Ek dink baie ouens maak die fatale fout om te sê man, ek kry nou die goedkoopste ding en dan se ek reg. En natuurlik die industrie is gemeng tussen ouens wat regtig weet wat hulle doen en ouens wat kansse vat. En ek dink hier is dit belangrik om met ouens in die industrie te praat wat baie lank al daar is
Ek sê altyd gaan kyk na wat hulle gedoen het en gaan vra hulle kliënte, want jy sal verbaas wees hoe baie van hierdie mense verwys jou na 'n kliënt wat eintlik ontevrede is. Jy weet, so hulle weet self nie wat hulle lewer nie. En gaan kyk, gaan gesels met die mense, vind uit. Dit is weer 'n geleentheid om regtig vooraf die regte besluite te neem en hulle te prioritiseer. En dit mag van huisgesin of van kantoor tot kantoor verskil, want een ou mag 'n groot begroting hê, 'n ander ou mag 'n kleiner begroting hê en dit oor 'n termyn werk. So jou persoonlike prioritisering is baie belangrik. Daarna is natuurlik die volgende stap implementering. Dit is natuurlik die lekkerste, dis hy lintknip as iets suksesvol gebeur het. En ou het altyd die gevoel nou kom jy erns, as die voorbereidingswerk ordentlik gedoen was, dan is die implementering altyd 'n lekker ding. As dit nie ordentlik gedoen was, dan is dit die grootste pyn wat jy aan kan dink. Ja, maar hierdie implementering en installering van hierdie stelsels is nou nie die soort ding wat jy van die rak afhaal, 'n pakkie en dan lees jy DDS, doen dit self. En dan 10 minute later het jy alles nie. Dit is nie so nie, daar is van hulle natuurlik wat 'n bietjie meer makliker is om te doen, soos ligte te installeer, en ek dink jy moet voor die tyd ook besluit of jy 2 linkerduime het en dit glad nie self kan doen, of jy moet kry wat hulp kan aanbied in die proses. Ek dink dis weer deels 'n persoonlike ding. Ek dink wat 'n ou baie seker moet wees van is presies wat kry jy. As jy 'n aanbod kry, dat dit nie net sê sonwaterverwarmer. Ek sien gereeld sulke goede op my tafel waar ouens sê, maar hy het mos gesê hy gaan dit vir my gee. So wees baie spesifiek in detail, met fotos, met diagramme. Sien dit soos jou ander bouprojek of sien dit soos 'n kar koop. Ek meen as jy 'n kar koop, dan gaan kyk jy na detail wat jy deels eintlik glad nie verstaan nie. Jy weet, 'n klomp silinders, 'n klomp perekrag en goede waarmee, maar dit gee vir jou riglyne om te vergelyk en dit gee vir jou 'n substansiewe produk wat jy dan met dit wat jy ooreengekom het kan vergelyk op die einde. En dan die laaste stap? Ek het eintlik nog 2, so ek is nou eers by 6. Die 6ste een is die monitering en die verifiering. So as jy nou 'n kwotasie aan die begin gekry het, dan moet daar ook 'n riglyn wees wat hierdie persoon vir jou gegee het, en dan moet jy kyk of jy dit nou regtig bereik, want dit help nie ons implementeer goede en dit kos ons net 'n klomp geld of frustrasies nie. Dis hoekom ek ook aan die begin gesê het, kry vir jou 'n riglyn, want daarteen wil jy meet en jou suksesse vier. Ek dink is belangrik, en dit bring my by die laaste punt, en dis deel jou ervaring. Ek dink daar is so baie ouens wat skie is, ons skree graag oor goede wat verkeerd geloop het, maar ons deel nie die goede wat gewerk het nie. En ek dink dit is amper die belangrikste. As jy met jou medemense dit deel, dan kom ons baie vinniger by 'n punt uit waar jy kan sê, man, hierdie ding werk. Op die manier word ook die suksesvolle ouens in die industrie vorentoe gedruk, wat baie keer nie die goeie verkoopsmense is nie, wat hulle is tegnologies, miskien goeie ingenieurs of so, maar hy kan homself nie baie goed verkoop nie, en baie keer het daai ouens baie sinvolle oplossings. So praat met mekaar, deel die ervarings wat werk en die wat nie werk nie, dan kom 'n ou baie vinniger agter waar jy kan foute vermy. En mense sien baie keer die installering van sulke stelsels of die implementering van sulke stelsels as die enigste oplossing wat daar is. Maar daar is tog ander maniere waar ons kan begin deur bloot net toestelle te kies wat reeds minder krag verbruik. Ek het so 'n tydjie gelede met iemand gesels wat 'n tuimeldroër moes koop. En die persoon het toe besluit om nie 'n tuimeldroër te koop nie, maar een van hierdie toestelle wat so die wind deurblaas, wat jy so seil omtrek, en sy's baie gelukkig met die koop van daardie toestel. En so het sy stelselmatig het sy toestelle gekoop wat minder krag verbruik. En later stelsels soos hierdie geïnstalleer, maar die voordeel was, toe sy reeds toestelle wat nie soveel krag verbruik nie. So die stelsel hoef nie so kragtig te wees nie. Absoluut, ek dink dit is 'n baie belangrike boodskap. Daar's, as 'n ou kyk na die energie-intensiviteit van Suid-Afrika, dan lê ons omtrent 100% bo die wêreldgemiddeld
en omtrent 150% bo Europa. Nou dis 'n baie slegte rekord wat ons daar het. So deur eenvoudige dinge soos ligte afskakel. Ek glo natuurlik tegnologie op die eindpunt is 'n belangrike ding, maar aan die beginpunt is dit definitief nie die eerste stap om te neem. Die goedkoopste is om te weet wat jy doen, na daai tipe van toerusting te gaan. En glo my, die verkoopsmense weet baie keer self nie goed. As jy hulle vra, dan sê hulle, nee, dis 'n AAA masjien, en dan vra hy wat beteken dit, dan begin hy al brom, want hy weet regtig nie. So ou moet vir jouself gaan leeswerk doen. Ek dink daar's 'n ander ding wat belangrik is wat 'n ou hier moet sê, en dit help nie net om toerusting uit te gooi en 'n nuwe een te koop, want om daai stuk toerusting te produseer en om te verskeep en om te installeer is ook 'n klomp energie, né? So ons moet 'n bietjie sistemies kyk. Natuurlik is dit anders. Jy laat 'n reuse koolstofvoetspoor. Absoluut, jy weet, so ou moet baie oppas wat jy daar doen en dit oor 'n termyn implementeer. Moet dit nie alles op een Kersfees doen nie. Henning, baie dankie vir jou inloer in die ateljee. Dis Henning Halm met wie ek gesels het. Henning het vir ons 7 stappe gegee hoe om onafhanklik te word. Hoe om nie so sterk te steun op die stelsels wat vir ons voorsien word nie, maar stelsels te implementeer wat steeds baie goed werk, maar ons minder afhanklik te maak. En dit natuurlik alles na aanleiding van Kragdag wat op die 29ste Junie daar by Diamantvallei plaasvind, en die persone met wie ons in hierdie reeks doen jou eie ding gesels, hulle gaan ook daar wees. So as jy vra het, is jy welkom om die vrae in te stuur, maar jy kan ook self die vrae daardie dag daar gaan vra. Henning, dis inspirasie om met jou te gesels.